Okay, so in vandag se les gaan ons 'n bietjie kyk na die faktorisering van die verskil van kwadrate. Partykeer praat ons van die verskil van vierkante of verskil van volkome vierkante. So baie keer sê die kinders maar juffrou, nou hoe weet ek wanneer om wat te doen? Dan sê ek kyk wat die probleem is, kyk na die vraag. So ek kyk na die vraag, ek sien twee terme. Onthou, terme word geskei deur plusse en minusse. So as jy 'n vertikale lyn gaan trek voor elke plus en minus, dan skei jy jou terme van mekaar. So ek weet daar's twee terme. Daar is 'n minus tussen die terme, so dis die verskil tussen twee terme. En dan beide van hulle is volkome vierkante of kwadrate as ek dit so kan stel. So dit beteken maar net indien ek die vierkantswortel sou vat van albei die terme, dat ek by 'n perfekte heelgetal of rasionale getal sal uitkom. Okay, so kom ons kyk gaan na die eerste paar. Die eerste paar sal redelik vinnig gaan. As hulle vir ons vra faktoriseer die volgende, dan sê ons perfek, ek weet ek gaan twee hakies hê. Die een hakie gaan 'n plus hê en die ander hakie gaan 'n minus hê. Dit is deel van die teorie wat ons vir julle leer, is dat die hakies lyk soort van identies, behalwe die een hakie het 'n plus en die ander hakie het 'n minus. Nou wat kom binne in die hakies? Jy gaan die vierkantswortel vat van beide terme. So dan sê jy die eerste enetjie se vierkantswortel is x. So met ander woorde die vierkantswortel van x kwadraat is net x en die vierkantswortel van 4p kwadraat sal wees die vierkantswortel van 4 maal die vierkantswortel van p kwadraat. So dit gee dan vir jou 2p en dit is dan wat ek daar sou neerskryf in my hakkie. En dan maak ek net seker, kan ek enigiets verder doen? Nee, dit lyk nie vir my so nie, so dan gaan ek aan na die volgende enetjie toe. Presies dieselfde, jy vat die vierkantswortel van beide terme, jy weet die een hakie te plus en die ander hakie te minus. Partykeer vra die kinders vir my, okay juffrou, so maak dit saak waar kom die minus en waar kom die plus? Absoluut nie. Jy kan in die eerste hakie die plus sit of eers die minus sit, solank die tekens net op die ou end verskil. Ek is nou maar net gewoond daaraan om 'n plus in die eerste hakie te sit en 'n minus in die tweede hakie. Dan gaan jy maak 8, dan bereken ons die vierkantswortel van die eerste term, gee vir jou 10a. En die vierkantswortel van 1 is 'n volle 1. Ek kan niks anders doen nie. Miskien my handskrif beter maak. Meer as dit, ek bedoel, ek kan nie verder faktoriseer nie. Voorbeeld 3, so daar gaan 'n paar voorbeelde in die huiswerk wees, wat soos voorbeeld 3 is. En nou, nie die probleem nie, maar as mens nou kyk na die vraag, die eerste ding wat jy vir jouself sê is, maar juffrou, 2 is nie 'n volkome vierkant nie, en 50 ook nie. Jou eerste stap, of met ander woorde jou vertrekspunt, your point of departure, gaan altyd wees om eers 'n gemeene faktor te soek. Daar is 'n gemeene faktor, 2 is my gemeene faktor. So in die vorige les het ons geleer hoe om die gemeene faktor uit te haal. Okay, so dit kom uit die vorige les uit, en nou kan ek sê, wow, ek kan nog 'n stapie byvoeg, want nou het ek die verskil van 2 vierkante. En dan is ek klaar. Dit is dan al wat ek kan doen. Onthou altyd om aan die einde vir jouself te vra, is daar nog iets wat ek kan doen? Nee, dit lyk nie vir my so nie. Voorbeeld 4, ek weet nie hoeveel van hulle ek in die huiswerk gesit het nie, maar nietemin, dit is 'n belangrike voorbeeld, want jy moet altyd kyk of jy dalk verder kan faktoriseer. Nou, hier is nog 'n hoër mag vraag, waar die kinders gewoonlik sê, mevrou, ek het nou 'n 8, maar dis nie 'n 2 nie. Met ander woorde, my eksponent is nie 'n volkome vierkant nie, dit is verhef tot die 8ste mag. Solank jy 'n ewe eksponent het, is jy fyn. Met ander woorde, hoe gaan ons dit doen? Onthou, die stappe hier wat jy volg, is jy vat die vierkantswortel van beide terme. Nou, om die vierkantswortel van 1 te vat is maklik, dit is net 1 hakie plus 1 hakie minus. Maar nou, die vierkantswortel van a tot die mag 8, van julle eksponentwette behoort julle te onthou, dit is 8 gedeel deur 2, met ander woorde a tot die mag 4. So hier kom nou 'n a tot die mag 4 en 'n a tot die mag 4. En onthou van die vorige vrae of die vorige voorbeelde wat ek gebruik het, het ek heeltyd vir jou herinner, jy moet altyd kyk, is dit vir jou moontlik om verder te faktoriseer op enige stadium van die geveg? Ja, ons gaan verder faktoriseer. 1 minus a tot die mag 4 is weer 'n volkome vierkant. Jippie. Jy kan nie die eerste hakie faktoriseer nie, want dit is die som. Ek wil dit in rooi neerskryf, dit is vir my belangrik dat jy dit moet kan sien.
Dis die som van twee vierkante, jy kan nie dit faktoriseer nie. Maar die verskil van twee vierkante kan jy faktoriseer. So daai hakie wat ek nou in blou gehighlight het, gaan ek verder gaan faktoriseer. Onthou jy halveer die eksponent, hoekom? Want a tot die mag 4 se vierkantswortel is a tot die mag 2. Jy halveer die eksponent as jy die wortel daarvan vat. En ek het baie highlighters, so ek kan hierdie ding heeldag doen. Die volgende ene gaan ons ook verder faktoriseer, die groen hakkie. Want ons het weer die verskil van twee vierkante. Of kwadrate. Okay, so die eerste hakkie maak ek altyd 'n plus en die volgende hakkie maak ek 'n minus. Dis maar net die mag van die gewoonte en nou is ek klaar. Uiteindelik. Okay, so wees maar net op die uitkyk vir hoeveel keer jy verder kan faktoriseer. Voorbeeld 5, 'n crowd pleaser, ultimate favorite vir onderwysers, nie altyd vir kinders nie. Hoekom? Want hier het ons 'n hele hakkie wat 'n kwadraat is en dan 9 is 'n kwadraat. So ek gaan nou my pink highlighter hier gebruik en kom ons gebruik dan sommer 'n pers highlighter ook. So ja, blokhakkies, don't hate me, dit werk vir my. En ek het 'n kwadraat en nog 'n kwadraat of 'n perfekte vierkant en nog 'n perfekte vierkant. Wat het ek vir jou geleer? Die een hakkie te plus, ander hakkie te minus. En dan moet jy mos nou die eerste term se vierkantswortel vat en die tweede term se vierkantswortel. So ek gaan nou vinnig hierso gaan. Die eerste term is 'n hakkie kwadraat. So sy vierkantswortel is net die hakkie, nie die hakkie kwadraat nie. So dis x plus 1. Dit kom dan nou in albei van jou hakkies. En aangesien ek 'n pers highlighter ook het, gaan ek ook die vierkantswortel vat van 9. There we go, dis 3. Eers 'n plus dan 'n minus. En ek het 'n kleintjie dood daaraan as jy 'n hakkie binne 'n hakkie los. Dit lyk net nie mooi afgerond nie, so my raad aan jou is vereenvoudig binne in jou hakkies. Haal die klein hakkies weg, wat om die pink x plus 1 was. Jy kan dit wegvat sonder dat die waarde van die uitdrukking verander. En dan as 'n laaste stap, probeer maar dan net altyd vereenvoudig. So in die eerste hakkie x plus 4, volgende hakkie, oepsie, x minus 2. En ek dink dit is al vir voorbeeld 5, jy kan nie verder faktoriseer nie, is klaar. Voorbeeld 6, ja, daar gaan in die huiswerk 'n paar van hulle wees, so beter maar nou mooi oplet. Jy kan altyd terug gaan hom toe. As ek vir jou sê, vereenvoudig die volgende, of nee, eerder, jammer, faktoriseer, of bereken die volgende deur middel van faktorisering, dan kan ek miskien die vraag aanvul deur te sê, moenie 'n sakrekenaar gebruik nie en wys al jou stappe. So hier paniekie kinders, van wat doen ons nou? Wel, daar's 'n minus, dis twee terme en beide van hulle het 'n kwadraat, so dis die verskil van kwadrate. Dan weet ek nou al, great. Twee hakkies, een met 'n plus, een met 'n minus. Gaan my hakkies bietjie groter moet maak hierso. Okay, een hakkie het 'n plus, een hakkie het 'n minus. Jy vat die vierkantswortel, onthou nou, moenie te mekaar raak nie. Jy vat die vierkantswortel van beide terme. Dit kom binne in jou hakkie. 301 plus 299. 301 minus 299. Okay, so 301 plus 299 gee vir jou 600, as ek dit nie mis het nie. En 301 minus 299 gee vir jou 2. Kyk nou net, jou finale antwoord is 1200 en ek het nie eers 'n sakrekenaar gebruik nie. Ek het al my stappe gewys. Let maar net daarop, wees maar net bewus daarvan dat indien ons vir jou sê deur middel van faktorisering en sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, dan gaan jy nie punte kry indien jy 'n sakrekenaar gebruik nie. Met ander woorde, as jy nie al jou stappe wys nie, gaan jy nie punte kry nie, ongelukkig. Okay, voorbeeld 7 het ek net hier ingegooi om julle dit mekaar te maak. Want hoekom? Dit kan nie gefaktoriseer word nie. Hoekom nie? Want dit is die som van twee vierkante, nie die verskil van twee vierkante nie. So jy los hom net so. Voorbeeld 8 is die laaste enetjie vir vandag voordat jy lekker wegspring met huiswerk. Okay. En daar wat ek gesê het van hoër orde magte, met ander woorde groter as 2, so dis nie iets kwadraat nie, dit is iets veranderlike verhef tot 'n hoër mag, so 16, 4 of 100. Kom ons doen gou 'n paar checks. Kan ons 'n gemeene faktor uithaal? Nee. Kan ons verskil van kwadrate doen? Ja.
Want ons het twee terme en daar is 'n minus tussen hulle en hulle is almal perfekte vierkante of kwadrate. So, wanneer jy dan nou hierdie som benader, onthou maar net, jy wil die vierkantswortel vat van beide terme. Nou as ek jy was, het ek dit eers langs die kant gedoen, so vinnig vir myself. A tot die mag 16 se vierkantswortel, en ek gaan nou al my stappe wys, is 16 gedeel deur 2, ek kon dit as 'n breek gaan skryf het, en is A tot die mag 8. B tot die mag 4 se vierkantswortel is B kwadraat, en dan laastens C tot die mag 100 se vierkantswortel. Onthou net dat jy halveer die eksponent, hoe maklik is dit? Daar sy. Ok, so die terme wat ek hier wil gebruik en gaan gebruik, is A tot die mag 8, ek gaan dit nou vir ons gaan vinnig highlight. Dit sal wees A tot die mag 8, B kwadraat, en groen, C tot die mag 50. Iets sê vir my, ons gaan dalk meer as een keer kan faktoriseer. Kom ons kyk hoe dit uitwerk. Twee hakies, een met 'n plus, een met 'n minus. Onthou nou wat ek gesê het. Kom ons doen net gou weer hierdie ding. Daar is A tot die mag 16, B kwadraat, val B tot die mag 4 se vierkantswortel kom daar. En dan C tot die mag 100 se vierkantswortel is mos dan nou C tot die mag 50. So verskoon die marshmallow highlighters, maar dis presies wat nou gaan gebeur. A tot die mag 8, B kwadraat, plus C tot die mag 50. Ek herhaal alles in my tweede hakkie. En nou, julle wat slim is, moet nou vir my kan sê, my juffrou, ek weet vir 'n feit, ons kan verder faktoriseer. Ja, ons kan, en ons gaan. Ek moet gou hierdie ding uit die pad uithaal. Ok, ons gaan definitief verder faktoriseer, nie die eerste hakkie nie, want dit is die som van twee vierkante. Ok, maar hoe weet ek dat ek die tweede hakkie verder kan faktoriseer? Wel, ons het twee terme, daar is 'n minus tussen hulle, en albei van daardie terme het ewe magte. Met ander woorde, veelvoude van 2. So as ons nou gaan faktoriseer, sal hulle storie 2 hakies, plus en minus, en dan halveer jy net weer al jou magte, al jou eksponente. En daar is lelik geskryf, maar dis daar. En ons is klaar. Daar is al jou voorbeelde, jy is welkom om weer daarna te kyk. Geniet ook dan nou die huiswerk. Dit wag vir julle. Okay, bye!